Welkom terug. Ons gesels nou met Damian Beer. Ons gesels oor 'n splinter nuwe enkelsnit. Asem in, asem uit. Goeiemôre Damian. Goeiemôre julle en dankie dat ek hier kan wees, my heel eerste keer. Dit is so lekker om jou vir jou heel eerste keer op ons geel bank te hê. Dit is 'n lekker bank, baie gemaklik. En jou beter te leer ken. Jy is nou al 'n rukkie in die musiekbedryf, maar ons ken jou nie. Daar's kykers wat jou nie ken nie. Vertel ons, waar het jy groot geword? Waar was jy op skool gewees? Vertel ons 'n bietjie van jouself. Ja, so ek het groot geword in die Kaap. Ek is nog steeds woonagtig in die Kaap, waar in Durban, Wilkrafontein se area. Die lekker wynland. Ja. So ja, ek het begin op die ouderdom van 3. Ek het al begin sing op die ouderdom van 3. Ek het die eer gehad om saam met die Hop op Spinnekop koning Kerdern op die ouderdom van 9 op die verhoog te beland. Hi. By die KAK&K. So dit was my werklik waar, dit was die oomblik wat ek besef het, nee, nou is dit. Dis wat ek wil doen, dis wat ek moet doen. Maar hoe het jy op die verhoog beland? Dit was hierdie jukebox ding geweest en hulle het gesê maar hulle gaan 'n paar mensies oproep en wat ook al en ek stop op die verhoog en Wieke in 'n merwe, 'n goeie vriend van ons daai tyd terug, het gesê maar hy sing, so kom ons gee vir hom 'n mikrofoon. En ek sing toe saam met Kerdern Kaptein. Nee. Ja, en toe ek al afklim, toe kontak Ernst Kleinhans van Select Musiek. Toe roep hy ons een kant toe sê maar luister, ons wil vir jou graag 'n platekontrak aanbied. Allah. Op die ouderdom van 9. Hi. En ek my heel eerste CD daar uitgereik met die naam van Klein Kaptein. Met al die lekker bekende Jonkbly staan op al daai goedjies. Klein Kaptein. Klein Kaptein, That's amazing. Ek was Klein Kaptein. Dis ongelooflik. Dis baie mooi om dit te hoor. Nou jy was ook deel van die kontrak gewees. Hoekom het jy besluit om daarvoor in te skryf? Ja, ek kan net sê dit was seker God se tyd. It was his timing. Ek het nog op die bank gesit daai aand en ek het hierdie een recording gedoen wat ek net nie meer gelukkig was nie. En ek sê een van daai mense, as ek nie iets voel nie, then I'm not gonna do it. En ek het net gegaan, okay, maar wat het ek om te verloor? En ek skryf toe my video in en ek kry toe die oproep. En dit is presies daarin van I didn't know why, I just did it. Ek is net van kom ons kyk wat gebeur met die kontrak. Aangesien ons het soveel kompetisies, maar dis werklik die een platform wat jy half op die map kan sit. Ja. En dat baie mense jou kan raak sien. Wat het jy geleer uit die kontrak, uit in jou tyd by die kontrak? Ja, die mentors het vir ons verskriklik baie geleer van die industrie, hoe die industrie werk, die storievertelling, hoe om musiek te skryf, hoe om die haat terug te bons van as jy bietjie slegte kommentaar kry en daai goedjies want die industrie kan nogal brutal raak van ons. So hulle het ons baie mooi geleer en ons werklik al in 'n kokon gesit en 'n veilige spasie gegee om te kan eksperimenteer en ons ook ons brand te bou as ons los met die kontrak om dan verder aan te gaan met ons loopbane. Dis nice. Ja, maar dit is lekker dat mense alle aspekte wat hulle aangeraak het. Dis nie net 'n kompetisie van daag op sing gou 'n bietjie, okay, baie is uit, maar hulle guide jouself om 'n sukses te kan wees, maak nie saak of jy die kontrak wen of nie. Ja. Nee, kyk, my mentor Monique Stein. Ja. Sy het kyk ons het seker 'n paar aande tot 10:00, 11:00, 12:00 in die aande gesit. En sy het my gehelp en gesê maar luister, dit is wat gaan gebeur. As jy stres, kom ons probeer dit. Sy het myself uitgenooi na haar huis toe om daar te kom wees om saam met haar te werk en of te sien, okay, maar wat gaan ons nou moet doen? Dit is baie spesiaal. Dis hoekom ek sê Monique bly baie naby aan my hart. Ek voel nie dit is deel van die kontrak gewees dat hulle jou moet invat en in jou huis inneem, want kyk, dis mos nou 'n werksomgewing al. Ja. So vir haar spasie vir my oop te maak en om in te kan kom en net myself te wees, het werklik 'n groot rol gespeel en ook is 'n baie groot inspirasie vir my. Sure. Baie. Damian, kom ons gesels oor Asem in, asem uit. Vertel ons van die nuwe enkelsnit, waaroor gaan dit? Ja, Asem in, asem uit. Ek en my goeie vriend Pierre Sou het op hom geskryf. Hy het ook my vorige enkelsnit Te laat geskryf. Ek en hy het ons saam groot geword. So hy ken my lewe binne en buite, die leebeloftes wat al gemaak is en al daai dinge. So ek en hy het werklik bietjie gesit en gegaan, okay, maar waar gaan ons skryf? Wat is die tema wat ons nou op wil fokus? En ons het besluit op selfgroei, selfontdekking, jou identiteit as mens en om soms net terug te staan want lewe kan 'n mens so oral heen gooi. Ja. So ons het werklik geskryf in die koor sê dat ek wonder nie oor môre nie, want môre is nie 'n belofte nie. So hoekom bekommerd raak oor iets soos dit? Dit help nie jy is bekommer oor wat nog moet gebeur of wat jy besluite van gister nie, want op die einde van die dag
dit het gebeur. So dis daai oomblik van staan terug, haal net asem, lewe in die oomblik want dis baie kosbaar om in die teenwoordigheid te leef. En daai persvrystelling oor spesifiek oor asem uit wat ons gelees het. Staan daar die tema is tema van loslaat en bevryding eintlik. Wat is jy onlangs van bevry of losgelaat van of het jy berusting gevind oor? Is daar iets waar jy nou terugdink jy onlangs weer gaan het? Weet jy wat? Daai kan ek laat gaan. Mense se opinies het ek laat gaan want dit het half so groot invloed op my gehad en wat mense dink en elke keer op sosiale media. Ek was een van daai mense wat so beskuldig was en dit wat gaan okay, maar wat dink die mense van my? Wat sê hulle? Enige slegte kommentaar en ons is as mense geneig om na die negatiewe kant van dinge heen te gaan. Ja. So ek het net op baie oomblik in die liedjie was dit net van ek skryf dit vir ander mense, maar soms moet jy dit self bietjie toepas. Ja. En dit is presies wat ek gevoel het. Die mense se opinies is net go for it. Bye bye. Dit is maar nou net as dit opbouend is, sal ek dit vat, maar as dit net negatiewe kommentaar is en niks vir my gaan beteken vir my toekoms nie, dan sit dit een kant. Het is 'n harde les om te leer, maar ek dink dit is 'n belangrike les om te leer. Want ek dink ons almal word gevorm baie keer soms deur mense se opinies en ek dink altyd dan verloor mense 'n bietjie van jouself en jy pas aan, jy is kunstenaar en naderhand sê jy so tussen die bome en die bos want jy weet nie eintlik meer wie jy as kunstenaar wil wees. Nie dat mense en met 'n musiek wil vrystel nie. Ja. Daar is mentors en daar is rolmodelle wat se opinies jy waarde het. Maar jy kan nie in almal daardie. Dis hoekom ek sê ek voel ook 'n mens moet dit vat van wie dit afkom. Ja. Ek dink as mense nou vir Tannie Karen op Facebook wat in 'n Wendy huis bly met 3 katte gaan luister, dan watter impak gaan dit hê op jou loopbaan? Waar as 'n mentor Monique Steyn 'n opinie moet lewer, dis iemand van wie jy half af moet gaan. Sy is deur dit, sy weet wat om sy kan ek sê sy die journey gehad. Ja. So sy weet presies waardeur ons gaan. En dis ek sê dis baie belangrik om opinies te vat van mense van wie dit werklik saak maak. Ja, en ek dink soos jy, ek dink die belangrike woord is konstruktief. En as iemand 'n konstruktiewe kritiek gee, is mens geneig om te luister. Jennifer, moenie so hard lag nie want dit en dat. Maar as jy net Lag sê asseblief harder. Nee, maar ek bedoel net verstaan, as iemand net sê, jy's belaglik, verstaan, daai beteken niks vir iemand nie. So ek dink is eintlik dit. Damian, baie dankie vir jou tyd vanoggend. Ons waardeer jou tyd. So dit is so lekker om jou 'n bietjie beter te leer ken vandag. Dankie vir julle en dankie dat ek hier kan wees vir die eerste keer al op pad uit die Kaap uit. So om hier te sit en ook aan al die kykers en so net hartlik baie dankie want sonder hulle is ons nie moontlikheid nie. So net Absoluut. baie dankie. Dit is dan Damian Beer en hier is hy liedjie Awesome In, Awesome Out.